Goeienaand, liewe gemeente en hartlik welkom op hierdie donderdag aand weer in die huis van die Here. Ons gaan vanaand weer 'n treukie verder met ons tema van die week. Maar voordat ons met ons Pinksterbid hier begin, ons het gisteraand afgekondig en gesê ons bid vir Karma, wat vandag gaan vir 'n skildklieroperasie. En dis met wonderlike vreugde dat ons mekaar kan sê die operasie het goed gegaan. Sy is uit die teater uit. Een van die wonderlikste dinge is, sy het haar stem behou. Hulle was bekommerd geweest dat sy haar stem gaan verloor, maar sy het haar stem behou en nou is dit nog die herstelpad vorentoe. Hulle kon nog nie met die dokter gesels na die operasie nie, maar ons glo en vertrou, dit sal net verder goeie nuus wees. Maar kom ons dink nog steeds aan haar, ook met die pad van herstel wat voorlê. Liewe gemeente, kom ons gebruik nou hierdie geleentheid en dan raak ons stil voor die Here en ons bid saam net soos ons sit. Ons almagtige hemelse Vader, as ons in die huis bymekaar kom, of dit 'n bidtuur is en of dit 'n erediens is, die feit dat U met U kinders praat. En hierdie week het ons hoeveel keer vir mekaar gesê, maar net die feit dat ons kinders van God genoem kan word, is deur U toedoen. Dit is U as Heilige Gees wat in ons harte woon en ons daarvan oortuig. En wanneer U in die erediens of in 'n bidtuur vir ons sê, hoor my volk dat ek kan spreek, Israel dat ek jou dit kan inskerp, ek is God, jou God, dan is dit woorde wat ons verstaan, want ons hoor U liefde daarin. Ons hoor U genade, U barmhartigheid, die vrede wat U as God ons Vader en Jesus Christus ons Here en die Heilige Gees wat in ons werk aan ons beloof. En daarom vra ons dat U vanaand met elkeen van ons sal spreek, dat ons sal hoor dit wat U vir ons sê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Gesang 264. Gesang 264 en ons gaan sing vers 1 en vers 2. Kyk saam met my na die woorde van die eerste vers. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys U naam. In ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons U te saam. Hoor die loflied, vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Kom ons sing vers 1 en 2 tot eer van die Here saam.
Liewe gemeente, ons skriflesing in die woord van die Here vind ons vanuit Handelinge 9. Handelinge 9 en ons gaan saam lees vers 1 tot en met vers 19. Vers 1 tot en met vers 19, die opskrif staan daar, bekering van Saulus op die pad na Damaskus. Net voordat ons saam lees, hou in gedagte dat ons tema vir hierdie week is, die Heilige Gees laat ons lewe. En ons het vir mekaar gesê, eerstens, God is by ons teenwoordig deur die Heilige Gees. Maandag het ons gesê, ons kan leef deur die Heilige Gees. Dinsdag, dat ons aan Jesus Christus behoort. Gisteraand het ons gesê, maar ons kan bid deur die Heilige Gees. Daar waar ons nie weet hoe om te bid nie, die Heilige Gees tree vir ons in. En vanaand gaan ons mekaar sê, dat die Heilige Gees laat ons lewe, omdat ons geroep is en belangrik is in diens van die Here. Nou met hierdie tema in gedagte, kom ons lees nou Handelinge 9, vanaf vers 1. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring, en 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet, of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy, u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop.
En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanaand. As teksvers, vers 15. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Geliefdes in die Here Jesus Christus, in hierdie week het ons verskeie kere vir mekaar gesê, maar ons is kinders van die Here. In die lig van wat ons nou saam gelees het, kan ons nie tereg die vraag vra, maar kan ek? En dis 'n persoonlike vraag vir elke een van ons. Kan ek goed genoeg wees dat die Here my hart ook verander het? Of neem ons aan, dit is maar hoe dit moet wees. As die Here sê ek is sy kind, dan moet hy my hart verander. Maar is dit so vanselfsprekend? Ons kry vandag in ons geleesde gedeelte die voorbeeld van Saulus of soos ons hom beter ken, Paulus, wie se lewe in hierdie verse baie duidelik gesê word, hoe daar 'n radikale verandering plaasgevind het, dat hierdie man wat gelowige mense doodgemaak het, verander het na iemand wat die gelowiges help om die evangelie te verkondig. Sou ons nie dalk gedink het, nee, wag 'n bietjie. Dat hy goed genoeg is, werd genoeg is, dat hy in die sinagoge kan inkom en die evangelie verkondig? Nee, hy hoort nie hier nie. Kom ons sê gou vir 'n oomblik vir mekaar, wie was Paulus? Hoe het hy gelyk? En dan wil ek u vra, blaai saam met my net 2 hoofstukke terug na hoofstuk 7. En dan begin ons by vers 55 iets te lees. En hier gaan dit nou oor Stefanus wat vermoor word. In vers 55 staan daar, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En dan 'n paar verse later, vers 59 en 60, en hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Gees met 'n klein letter. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Blaai dan om na die volgende hoofstuk toe, hoofstuk 8 vers 1. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Saulus het hierdie moord goedgekeur. Hy het toestemming gegee dat Stefanus doodgegooi kan word met klippe. Hy het die gelowiges vervolg en dan hoor ons hoe hulle vanuit Jerusalem, Judea en Samaria ingegaan het om te vlug vir hulle lewens.
En dan bring dit ons by hoofstuk 9 waar hy Damaskus toe gaan om ook daar die gelowiges te vervolg. Wat is die kategorie waarin hierdie gelowiges geplaas word as ons sien wat Ananias getuig van hom in vers 14? En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. So as jy Jesus Christus bely, was jy in die moeilikheid. Paulus was bereid om 240 kilometer te loop na Damaskus toe om die gelowiges daar te vervolg. Maar hy was nie sommer net iemand wat die gelowiges vervolg het nie. Hulle het hom gevrees. Hulle was bang vir hom gewees. Dit sien ons dadelik in vers 13 en 14 met die reaksie van Ananias. Hy was bang om na hierdie man toe te gaan. Hy wou nie met hom gaan praat nie, terwyl die Here met hom praat en vir hom opdrag gee. Sê hy, nee Here. Ek het van baie mense gehoor aangaande hierdie man. Hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. Hoor u wie is Paulus? Wat het hy in Damaskus gaan maak? Op gesag van die owerpriester het hy gegaan en hulle het hom die mag gegee om die Christene enige tyd gevange te neem en terug te bring na Jerusalem. Nou net vir so 'n stukkie interessantheid, wie was die owerpriesters gewees? Die owerpriesters was die godsdienstige Joodse leierskap van die tyd. Maar uit wie het hulle bestaan? Hulle het veral bestaan uit die hoëpriester self, die hoogste amp in die Joodse godsdiens, dan ook voormalige hoëpriesters, manne wat nog steeds invloedryke leiers was in Jerusalem. Hulle was ook deel van die owerpriesters. En dan lede van die hoëpriesterlike familie, wat deel was van hierdie priesterlike aristokrasie. En dan was hulle almal deel van die Sanhedrin, wat die Joodse raad was, wat veral op godsdienstige gebied, en dan ook sekere burgerlike gebiede en gesag sake hanteer het, veral in die tempel. Hoor mooi, godsdienstige leiers. Kom ons gaan terug na die kruis toe. Kom ons gaan terug na die opstanding van Jesus toe. Toe die soldate gegaan het en vir die kerkleiers vertel het, maar hy is nie meer daar nie, hy het opgestaan, hy is weg. Toe betaal hulle en sê, gaan vertel vir die mense, sy disippels het gekom en sy liggaam geneem. Die leuen wat die wêreld ingegaan het. Hierdie leiers stuur vir Saulus om in Damaskus die gelowiges te vervolg en nou gaan hy optree namens hulle in Damaskus. Nou hoekom juist Damaskus? Dit was 'n baie belangrike stad gewees op die handelsroete tussen Egipte en Mesopotamië gewees. Baie mense het deur hierdie gebied gereis. Maar nou kom die Here op hierdie pad van Damaskus en hy praat met Saulus. Hy verander hierdie man se hart, dat iets wonderliks gebeur. Hy omstraal hom en hy spreek hom aan. Maar hoor die harde woorde van vers 4 en vers 5. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
waarom vervolg jy my? Volgens hom het Jesus gesterf. Nou moet hy hoor Jesus leef. Nou kan ons tereg mekaar die vraag vra, maar het hy geweet dit is Jesus wat met hom daar praat? En dan kan ons mekaar sê, nie aanvanklik nie. Want die Here moet homself bekendstel. Hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Paulus het geweet, hier is 'n bo-natuurlike stem wat met hom praat, want hulle kon die stem nie sien nie, maar het hy helder lig gesien. En dan hoor hulle die stem. En hy word bang, hy val neer op die grond en hy vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Nou kan jy sê, maar die feit dat hy die woord Here gebruik het, het hy nie Jesus dan geken nie. Die feit dat dit juis iemand was wat met gesag gepraat het, het hy die woord Here daarom gebruik. En nou hoor hy, ek is Jesus wat jy vervolg. Wat beteken dit vir Paulus hier? Jesus openbaar homself direk aan hom. Tweedens, Paulus leer dat die vervolging van die kerk, dit wat hy geglo het, hy doen, omdat hulle van die weg afgedwaal het, soos vers 2 dit sê, is nie net 'n vervolging van die kerk nie, dis 'n vervolging van Jesus self. En nou is dit 'n keerpunt, want Paulus moet ook leer dat Jesus, hy wat Paulus is, wat Jesus se volgelinge vernietig, nou geroep word tot bekering. Die Here het met hierdie man ander planne gehad. En hy bring hom op 'n punt waar hy die evangelie van Jesus Christus leer ken en 'n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad het. En nou is hy nie meer net 'n sondaar nie, hy word 'n begenadigde sondaar. Hy word 'n sondaar wat die genade van Jesus Christus leer ken het. Maar in hierdie onsekere oomblik, dan vra hy in vers 6, Here, wat wil U hê moet ek doen? Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, in die lig van hierdie afgelope paar dae, as ons mekaar sê, maar dis die Heilige Gees wat iemand se hart so verander, en hoekom kan ons dit sê? Kyk na vers 17. Kyk na wat het Ananias gedoen. Hy sê, Saul broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Nou wat gebeur wanneer 'n hart so verander word? En vanaand wil ons graag aanhaal wat in die Dordtse leerreëls in leesstuk 3 en 4 paragraaf 11 staan. En hoor hierdie pragtige woorde, dat wanneer God hierdie welbehae en die uitverkorenes uitvoer en die ware bekering in hulle werk, dan laat hy nie aan hulle alleen uiterlik die evangelie verkondig nie, maar verlig hulle verstand kragtiglik deur die Heilige Gees. Hy dring ook in tot in die binneste dele van die mens met die kragtige werking van dieselfde wederbarende Gees. En hoor nou wat gebeur. Hy open die hart wat gesluit is. Hy versag wat hard is. Hy besny wat onbesnede is. Die wil wat dood was, maak hy lewend. Wat boos was, maak hy goed. Wat nie wou nie, word inderdaad verander om nou te wil. Is dit wat met Paulus gebeur het? Kyk vir 'n oomblik verder.
As die Here so iemand by hierdie kruispad uitbring waar hy jou hart so verander, dan word iemand wat 'n vyand van God genoem word. En nou kan ons weer dink aan eergisteraand se Pinksterbidtuur van Romeine 8 vers 1 tot en met vers 11, dat ons duidelik kan hoor, maar die vlees word gereken as 'n vyand van God. Maar die Gees is lewe en vrede. So 'n vyand van die kruis word nou 'n navolger van Jesus Christus. Hy leef in die Gees. Iemand wat teen die evangelie gestaan het, letterlik teen dit beklei het, word verander om nou 'n lewenslange verkondiger van hierdie goeie nuus te wees. En geliefdes in die Here Jesus Christus, ek nooi u uit. As jy vanaand by die huis kom, gaan lees 2 Korintiërs 11. En gaan hoor net, wat het Paulus alles gelei vir die naam van Jesus Christus. En hy was bereid om dit te doen. Want nadat Ananias by hom was, het daar 'n begeerte in sy hart gegroei om een ding te doen. En ons lees daar in vers 18 en 19 dat hy voedsel gebruik het. Hy het sterk geword en hy het 'n paar dae by die disippels gebly. Maar dan doen hy iets besonders. Kyk na vers 20. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die Seun van God is. Dis hoe God met iemand werk wie se hart hy verander. Hy het hierdie persoonlike ontmoeting met God gehad. Maar dis nie net 'n ontmoeting en hy het omgedraai en het vergeet daarvan nie. Die Here het hom oortuig dat hy, wat Paulus is, moet vir hom werk. Ons vra weer die vraag, kan ons goed genoeg wees dat dit ook met ons gebeur het? Is ons lewens skoon genoeg? Mooi genoeg, reg genoeg, dat ons goed genoeg is dat dit gebeur het? Of hoor ons ook vanaand daardie troos? Maar ons hart was hard. Ons wou nie gehoorsaam wees nie, ons wou nie hoor nie, ons ore was toe, maar God het dit oopgemaak. En hy gee sy Gees om in ons harte te woon, sodat ons ook verkondigers van die evangelie kan word. En kyk hoe het die Here Paulus se hart verander. Kyk na vers 11. Toe Ananias die opdrag kry, gaan na Reguitstraat en jy gaan daar 'n man vind. En wat is hy besig om te doen? Hy bid. Hy bid. Hoekom het dit met Paulus gebeur? En dit is hoekom ons teksvers, en ons het al in die verlede ook by hierdie vers stil gestaan, maar besef ons vanaand dat as ons kinders van die Here is, en ons het gisteraand vir mekaar gesê, ons redeneer nie meer daaroor nie, want ons weet dit. Ons moet dit glo met ons hele hart, ons is God se kinders. Gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. 'n Uitverkore werktuig. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus,
Is ons goed genoeg? Dis nie 'n vraag wat ons moet vra nie. God het ons gekies. Hy het ons goed genoeg gemaak. Hy het ons as sy uitverkore werktuie gekies om die evangelie te gaan verkondig. Om die toekoms tegemoet te gaan en die toekoms raak te sien in die lig van die evangelie. Dat die evangelie van Jesus Christus vir ons lewe gee. En dat dit vir ons die troos is, dat die ewige lewe vir ons wag. 'n Lewe saam met Jesus Christus. Dat ons ook in ons harte die begeerte het, om so Stefanus daar te kon sien, Jesus wat aan die regterhand van God staan. Om so verander te word, om in die liefde van Christus te leef, dat ons selfs diegene wat ons met klippe doodgooi, te bid en te sê, Here vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want as die Here jou hart verander, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. En daarom, liewe gemeente, elkeen van ons kan daarvan getuig, maar 5 jaar gelede na vandag toe is ons dieselfde mense, nie, ons kan nie. Ons het in die geloof gegroei, ons moet in die geloof groei. Ons moet meer en meer bewus word van die werking van die Heilige Gees in ons harte, want ons is uitverkore werktuie in diens van God. Die ware evangelie het ons hart kom verander. En vandag kan ons hier op ons knieë begin met die woord in ons hart. Paulus het daar op die grond gelê, bang, en het die woorde uitgeroep, Here, wat wil U hê moet ek doen? Dis waar ons ook moet begin. Here, wat wil U hê moet ek doen? Maar vanuit hierdie woorde, die Here het jou goed genoeg gemaak as sy werktuig om vir sy naam op te staan. In 'n wêreld wat hom nie wil ken nie. 'n Wêreld wat hom nie wil bely nie. 'n Wêreld wat teruggetree het en toelaat dat God se naam vergrys word. Kom ons wees uitverkore werktuie, maar ons begin vanaand hier, want God het ons goed genoeg gemaak om sy kinders te wees. Amen. Liewe gemeente, ons gaan weer soos elke aand geleentheid gee waar ons in gebed gaan stil raak. En ek wil weer vanaand vir u 2 gedagtes gee waaroor ons kan bid. Die eerste ene is dat ons ook by daardie kruispad sal besef en weet, maar as kinders van die Here kan ons nie aangaan soos ons aangegaan het nie. Die Here het ons harte verander. En hy het ons gemaak begenadigde sondaars. Kinders van God. Tweedens, dat ons ook as uitverkore werktuie hier sal uitgaan. En soos ons eergisteraand vir mekaar gesê het, om getuies te wees van die Here, en as ons moet, maak ons monde oop. Maar dat ons dade dit eerste wys. Dat ons harte eerste daarvan getuig. Dat ons voete dit eerste beleef om ander die liefde van God te wys. Kom ons raak stil voor die Here, dan bid ons saam en dan sal ek vir ons ook 'n gebed dan saam doen.
Ons almagtige hemelse Vader, vanaand kom raak ons stil, want weer eens wys U uit die woord uit vir ons, maar U is die een wat bemoeienis met ons maak. U is die een wat ons roep, soos ons ook in Romeine 8 geleer het. Maar U is die een wat ook ons kies. Om ons te kies en dat ons vanaand kan getuig, maar dit maak dat ons ook wil sê, ons is uitverkore werktuie. Gebruik ons, stuur ons, wys ons hoe ons U naam moet en kan uitdra oral waar ons gaan. Ons wil U naam loof en prys, want ons het vanoggend opgestaan en ons het in gebed getree en gevra dat U met Karma sal wees en haar sal bystaan. En vanaand kan ons hoor dat die operasie goed gegaan het. En dit is alleenlik moontlik omdat U dit gedoen het. Want niemand kan lewe bewaar behalwe U nie. Niemand kan lewe gee en in stand hou behalwe U nie. Niemand kan 'n klipharde hart kom verander behalwe U nie. En daarom wil ons U naam loof en prys. Loof en prys vir U goedheid, wat ons ook in Karma se lewe nou kon ervaar. Vir U goedheid wat ons in elke een van ons wat hier sit se lewens kan ervaar. Vir U goedheid wat ons ook kan ervaar as ons by die huis kom. Om 'n deur agter ons toe te kan sluit en in 'n bed te kan klim en aan die slaap te kan raak. En mag ons, soos die psalmskrywer ook gesê het, met vrede in ons hart in die slaap raak. Want hoeveel keer het ons hierdie week gehoor, U is met ons, U is by ons. En dat elke keer, wanneer ons hierdie week stil gestaan het by U woord, was dit vir ons duidelik, maar dat die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is, juis U wat by ons is, ons laat lewe. En vanaand wil ons dankie sê daarvoor. Môre aand is Vrydag aan, die einde van 'n besige week. Dankie dat ons weer hier by mekaar kan kom. Dankie dat ons daardie opoffering ook kan maak om op 'n Vrydag aand in die huis te wees, maar met 'n verwagting in ons harte vir Sondag se nagmaal, dat ons voorberei is om met U liefde, met blydskap, met dankbare harte voor U te kan kom staan. En dat U ons seën om met al ons sintuie, Here Jesus, U verlossing, die evangelie te kan beleef. Help ons om opnuut weer te dink oor ons lewens, ons skuld te bely, in ons harte te streef daarna om dit nie meer te doen nie, maar met blydskap en dankbaarheid vir U te leef, omdat ons U liefde ken. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe gemeente, ons kry nou weer die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Liewe gemeente, kom ons sing met dankbare harte saam. Gesang 223. Gisteraand het ons gesing vers 1, 2 en 4. Vanaand gaan ons saam sing vers 1, 5, 6 en 7. As ons kyk na vers 5, dan staan daar: help ons die vyand teen te staan, in vrede op ons pad te gaan. Trek U as leidsman voor ons uit, word alle bose mag gestuit. En dan vers 6, gee dat ons geestelik helder sien, die Vader, Seun in waarheid dien. O Gees van albei uitgegaan, het ons kom troos, by ons kom staan. Kom ons sing vers 1, 5, 6 en 7 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede as sy uitverkore werktuig. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.